in ons harte wees, daai is nie, bly, hou weer stil. Dan moet 'n opgewondenheid wees in ons harte as dit kom by die dinge van die Here. Amen. 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 Soos jy voel oor progress en oor evergreens en oor crusaders en ek weet presies hoe jy voel. Ek voel so Oor die Here. oor die Here. Amen. Ek sê nie eens verkeerd, ek try om vir jou te laat verstaan, jy moet my verstaan. Ons het dieselfde feeling, dat ek het om net op 'n ander plek. As jy met my, ek raak ook kwaad wanneer mense die naam van die Here beswadder, net soos jy kwaad raak wanneer jou span verloor en die ref jou span gerop het. So jy verstaan my attitude wanneer het kom by die dinge van die Here. Kom maar, ek praat met regte mense van my. Ek voel ook so, ek voel ook om op die veld op te stap, en jou 'n paar warm klappe te gee, en ek met jou moet sukkel. I'm real this morning. I'm real this morning. Want jy voel ook so om van hy veld af te stap, en hy ref net jou peace of mind, as die regte mense vanoggend. Ek het weer al die emoties, en ek wil het uithaal op die vyand. Sien ek steer my emotions na 'n channel. Ja. Ja. En familie, ek moet correct wat ek sê. The devil is not your enemy anymore. Amen. Come on. True. Because the devil is defeated. Amen. The Bible says that the prince of this world, which is Satan, now, ranking-wise, he's a prince. And even him is defeated. Now, who is then the enemy? I believe that you are your greatest enemy. Amen. True. And every time putting the blame on you. Because Angelic, this blame game started long before we were here. People do not want to take up accountability for their wrongdoings. I was speaking this. Ek is amper in Ghana, so ek moet my verstaan vanoggend. I was speaking to my wife this morning and telling her about how people making their own decisions and blaming others. Oh yes. Amen. True. People make a conscious decision to leave the church. Ek praat nou oor iets waar ons kan saamstem. Or leaving the workplace. And when they left, wanneer hulle daar by mense kom en mense wil weet, hoekom is jy daar nie? Daar nie. Nou, hier is die onintelligensie van ons mense. Het is reg om te sê dat ek het eintlik 'n probleem met Sister Francis, because it is the root, it's not the root, but that all it up towards my decision. But the root van hoekom jy nie meer daar werk nie, is niks te doen met wat daar gebeur het nie. Dit is 'n kwessie van jy was te onopgewasse om te kan handle wat daar binne aangaan. Soos wat ons sing, ons staan, wat is die koor wat hulle sing, ons staan, kom en gee woorde, ons staan, met taktieke het Satan, om wat? Wanneer jy daai song sing, is jy een van die grootste leenaars wanneer jy dit sing. Because jy staan nie. Jy maak 'n besluit dat hier's nou chaos, nou gaan jy sien, die woord gaan jou elke keer bemoedig om te staan. Amen.
mense kry en hulle bemoedig jou langs die pad en jy hoor, suster, staan man, dien die Here, bly, moenie beweeg nie, onbeweeglik. En is amper asof jy, Here, ek wil nie die goed hoor nie. Nou, maak Pastor Raymond 'n besluit. Ek wy nou. Daai besluit is nie die kerk se besluit. So, wanneer het kom dat ek 'n second person of 'n derde persoon in conversation ingaan, kan ek nie die mense blameer maar vandaan kom nie. Oh yes. Because people will be people. Come on, man. Ek wil op die vlak vanoggend bedien, asseblief familie. Mense sal mense bly. En jy sal nooit groei in die godheid Ja. totdat jy nie geleer het hoe om mense te handle. Because die vyand gaan nie inkom in die gesig van homself nie. Maar hy gaan inkom met die gesig van 'n mens. En jy sal sien, mense loop kwaad vir mekaar. Maar dit is nie eintlik die werklikheid nie. Die rede hoekom mense kwaad loop vir mekaar, het niks eintlik te doen met hulle twee nie. Dit het te doen met die vyand wat tussen hulle werk. En nou maak mense 'n besluit, ek gaan nie meer met hom praat nie. Ek gaan nie meer by hom kom nie. En wanneer ek vir hulle vra, of enigiemand vir hulle vra, hoekom moet jy nie meer by sy? Sê, in plaas van sê, I've made a choice. Amen. Ja. Nou Sê jy, kinders, ja. blameer ek ander mense vir waar ek gaan? Ja. Of vir wat ek Besluit. En die ding hoekom die kerk van die Here swaar kry in hierdie era is that people do not want to take up accountability for making their own decisions. Jy kan aan 'n klap, jy kan amen sê, jy kan glory sê, ek sien as jy klap aan nie. Okay, kom ek werk vir my amen vanoggend. Daar sal altyd 'n conversation tussen mense wees wat ander mense blameer vir hulle downfall. Is altyd Pastor Raymond, is altyd die kerk, is altyd apostel, is altyd proteus, is nooit hulle nie. Dit is nie 'n regte kerk. Ja, dis my woord. As daai method gehelp het, ek sê dit was die regte ding. Dan moet jy vanoggend kyk waar bevind jy jou. Oh yes. Ja. Because somehow right decisions reward. Oh yes. Amen. So now my question this morning, are you finding yourself in a right space at the right place for your decisions? Because die verlore seun kon nie sy pa blameer. Oh yes. Die verlore seun kon nie die mense blameer wat hom die vatpele wou gee. Because dis hoe hulle is en dis wat hulle wil doen. But he had to make a decision. Die mense wat nou 'n bietjie ouerig is en wat kinders het, jy sal sien, hulle het altyd, ek soek hulle my kinders sê, ek kan goed sê. Because die flip side van die coin is, meng jou. Dis van julle wat nie geskinder het nie. Hy sê staan op nie. Dis van julle wat nie so gou kwaad geword het nie. Totdat jy begin meng het. En sy is van julle wat nie eers sulke mense was nie. Maar omdat
het, ek kies hulle as my vriende. Ek kies hulle as my associates. Het jy geword? Was birds of one feather. Dat iemand op die skouer en sê, ons praat vanoggend oor do not disqualify yourself. Kijk, jy moet nie brom met hulle brom, ek hoor net bom. Waar ek accent het deurkom, dat ek in Engels hoor, dat die mense in die kerk ook net kan hoor, jy kan op Engels praat. Do not disqualify yourself. Ek lees in die boek van Markus hoofstuk 3, die mense van die Bybels, so daai stukkie wil ek vanoggend vir ons gesê het. Don't let the enemy fool you anymore. Sure. Where you find yourself this morning, it is a this season. Yes, Lord. Amen. Jy het dit gekies. En as het is dat die enemy jou getriek het daarin, then you can also make a decision. Yes, To Lord. say to the enemy in his face, nie 'n dag later, Amen. of nie 'n dag langer, Yes, Lord. of dit stop hier. Hoe verwag jy 'n apostel moet uit Amerika kom om vir jou te sê dat dit wat jy doen stop hier vanoggend? Maar dis wat George se mense. Because iemand moet van oversee en nee, kyk die George se ding is, hulle moet van Ghana af, dis ook ek nou Ghana toe gaan. Hulle moet van Ghana afkom om vir my te sê, dit stop hier. Hey, kan jy nie so besluit maak? Oh, Here, praise U. Hallelujah. Nee, kyk hier, hy moet 'n accent. My father. Dat stop het. Iemand moet het vir my in 'n ander accent sê voordat ek gaan luister. Hoeveel keer het hy pastoor by wie jy kerk geloop het en hy dominee en hy apostel al vir jou gesê dit moet stop. Sê af my langs en jou Kom aan, sê af jy langs en jou Miskien luister hy in aan jou. Vraag hy, do you know me? So we read this morning from the Bible, Mark chapter 3, verse number 1 till number 5. I've got 15 minutes and then I'm done. 5 minutes, say 20 minutes as it goes. Can you want to address? Mark 1. Mark 1? Nee, Mark 3. Wat is daar? Hy maak eens aan. Jy moet hom net aansit. Dat hy is op mute. Kom op, jy moet so daar, kijk aan. Is dat mute? Ik jong? Ik werk hè? Vraag gewoon daar. Ik lees in Engels. Iemand zegt kadaka. Het lijkt voor mij die inding in George apostel Pastor Raymond. Als jij niet zo kan praten, kan jij niet van mij patie. Jy kan nie my 'n profesie gee ek Here, wat sê die man? You cannot do anything for me, sir. You cannot do anything. Wat haas nog een? Die bloed van die lam. You know what? The reason is because you don't know your Bible. No, listen. If you don't know your Bible, how will you know Jesus? Dan kan enige iemand vir jou sê hoe lyk Jesus. Wat wel die geval is. Okay, kan ek dit doen? Jy verstaan mos die taal. Kan ek maar maar
Markus Sy weet dit, sy wil nou lees. Kadabugabanaba. vanaf vers 1, die opskrif sê, Jesus maak iemand op die Sabbat Ek gesond. wil dit in Engels hoor vanoggend, familie. Ek I shall het do diep that, sir. Ek het in 'n Engelse droom gewees gisteraan. Ek Okay. het Engels wakker geskrik. Ek het Engels koffie gedrink vanoggend. Ek wil niks hoor van Afrikaans vandag nie. Mark 3 from verse 1. Again he entered the synagogue, and a man was there with a withered hand. So Jesus came into their church. The way, die manier hoe hulle kerk came into the synagogue. Wat sê hy skrif? He came into the synagogue, and a man was there with a withered hand. En withered hand is die man met 'n gebreklike, verdorde disability. And they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath. En nou om hulle hondop om te kyk. Kan dit waar wees dat kerkmense kyk wanneer jy jou wonderwerk ooit gaan kry? Dis wat in die kerk gebeur. Hulle sit te wag en kyk of Jesus iets gaan doen. Lees maar. So that they might accuse him. And he En said, dan wanneer hy dit doen, gaan hulle hom 'n bietjie cross-question. John, die suster kom nou die dag hier. Okay. Die broer het nou die dag hier ingestap. Hoe kan jy vir hom iets doen, apostel? Familie, daar's mense in die huis van die Here wat watchers is vir die enemies. Daar's mense in die huis van die Here, hulle is, wat is hy woord? An alliance. Wat is hy woord? An alliance met die enemy buite. Jou story het jy nie buite vertel nie. Maar die buite mense ken jou van kop. Kom nou. Ek het nou nie tyd vir make-up aansit vanoggend nie. Daai ding het ek by die huis gelos. Niks rooi lippies nou en rooi wangetjies hier. I said nou leer, wat is die jongen? Draai jy ook hy goed. Daar's mense buitekant wat bewus is van die stand van die kerk en die stand van jou. Dis hoekom ek altyd sê, Nicolette, voor jy wil regtig, Nicolien, jou getuie gee, kyk of die mense onder die bloed is. Because binne die huis van die Here is daar alliances van die enemy aan die buitekant. Nee, Christus, die mense, as 'n bietjie heilig, die kan kom praat met hulle. Hulle netwerk met die mense daar buite. Hoe weet die mense in Lavalia? Ken jou man het probleme. Kyk hier wie bly in Lavalia. Because somewhere, of kom ek sê so, the enemy is baie strategic in areas. As die enemy jou wil beswaarder in Lavalia, dan stuur hy iemand in, een van sy eie alliances, een van sy co-workers, een van sy netwerkers, om information van jou. Daarom wil ek vir u wees versigtig wat julle op julle status uitsit. Julle gaan my nie glo nie, julle wil nie luister aan my nie, maar hy dag as hy ding jou oorkom, dan ek vir jou sê, ek het jou gewaarsku. Because witchcraft werk van foto's af. Voodoo, julle ken nie die goed nie, werk van. En hy moet information. Luister wat sê die Bybel, miskien gaan dit jou nou ja. Hy sê, no weapon, wat beteken dit? Fabricate. En as jy nie spiritually genoeg is nie, dan gaan jy nie weet van wat ek kan die dek op jou lewe gekom het nie. Pause jou man. Jy weet dat as mense wat jaloers is,
moet jy hy pak jy aan dit. Kom aan. Jy weet dan as mense jaloers is, dan het jy jou hare uitblou. Kom aan. Kyk ken hulle. Kyk die monie dat jy jou pos gee. En as nou nie 'n pos mense, maar hoe pos hom? Kyk ek pos sommer so. Ek kom ons nou haar van die vierkant dan, maar ek pos sommer. Maar jy weet mos, van die tyd jou pos net daar gesit het. Het jy nog nooit gevaar dat maandagoggend lekker asof alles teen jou losbreek het? Dat jy ook wil weet, Here, waarvandaan kom die goed nou? Ek het information van myself buite gesien. Ons lees maar. And he said to the man with the withered hand, "Come here." And he said to them, "Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm?" Is daar 'n ander vertaling wat ons lees? Wat sê die Bybel daaroor? Is it lawful to Ja, die vorige vers. Oh. And he said unto the man which had the withered hand, Stand forth. And he Dis said, daai Bybel. He said to the man who had the withered hand, step forward. I got a short message this morning. Title of the scripture today is you do not disqualify yourself. Jesus said to this man, today is your day to step forward. Ja, Here Jesus. Daar is baie, dankie, daar is baie dinge in jou gedagtes wat jou disqualify. Amen. Baie van die dinge wat jou in jou gedagtes disqualify, is die dinge wat die Here teen jou hou nie. Amen. Okay. Sê af iemand langs aan jou, ons gaan nog beweeg nou. One of the greatest battles people fight is not against the devil. Because jy praat van 'n duiwel wie jy nog nooit self gesien het nie. So ek wil vanoggend vir die keer almal sê, stop your foolishness. Hoe kan jy van iets praat wat jy nie sien nie? Okay. As die duiwel uit oorleef? Ja. Amen. Hoekom is die duiwel in jou woorde skryf? Kyk gewoon na iemand en sê, jy lyk dan baie na die duiwel, jong. One of the greatest battles people fight is not against the devil or circumstances or oppositions. It is the battle against themselves. And that battle against themselves, most and foremostly, let them disqualify themselves wanneer die roeping van die Here na jou kom. Amen. Jy sal sien, Moses het gesê, ek kan nie praat nie. So, die feit dat hy nie lekker kan praat nie, het hy homself gedisqualify. Jeremia het gesê, ek is te jonk. So sy jonkheid het vir hom gesê, that you won't qualify for the calling of God upon your life. En vanoggend het jy met 'n attitude, dit is hier uitstap. Maar terwyl jy nog hier buite is, tik iemand op die skouer en sê, jy weet van my dinge. Jy ken my dinge. Maar dit sê nie dat die Here sê dat ek nie qualify nie. Kan ek vanoggend in die huis van die Here sê, daar's baie plekke en mense wat jou disqualify, maar nie in die boeke van die Here vanoggend. Jy disqualify nie jouself nie. As God sê, you qualify. Who are you to override? Sê af jouself, ek qualify. So skoonfamilie het gesê, is nie jy nie, okay. Hulle het gedink jy disqualify. Hier gesien, hierna tyd toe men hulle ook sien, ek sien die jong kind nogal. Hy kind nogal. Kom aan, dit hulle het so heilig vanoggend.
Die auntie het gesê, jy gaan nie mooi na 'n kind kyk nie, maar so hierna tyd, toe moet sy ook self sien, nee, die job, hy kan nogal. Iemand sê, I qualify. So many people remove themselves from opportunities before anyone else rejects them. Baie van ons, ek sê, die Here wys my, familie, jy wil nie hoor wat ek sê vanoggend nie. Jy gaan nie luister wat ek sê nie. Maar die Here het my hier ingestuur. Die Here het my geroep. En luister wat ek sê, hy het my hier geplant. My job is om aan te stel. Die mandate op my lewe is om 'n doodgewone mens wat gediskwalifiseer word deur die wêreld in die koninkryk van God in te bring. Want God het daai persoon lankal gekwalifiseer. As jy met my, dis my werk. Jy sal sien die meeste probleme wat ek optel met kerksmense en met kerksleiers is oor wie ek maak. But the assignment of my lewe is om te maak. Go ye forth and make. Sê jy, julle kan nie my amen gee nie. Because as God is so 'n man wat ons daartoe gestuur het, om mense wat gediskwalifiseer word deur die wêreld, want waar gaan hulle opeindig? Waar gaan hulle kom? Wat 'n hoogtes gaan hulle bereik? So nou stuur hy iemand met 'n mandate, iemand wat gestuur, nie iemand wat hier 'n ding opsit die familie. Dis baie mense wat goedjies opsit. Die question is daai persoon gestuur? For God so loved the world that he gave his only begotten son. 'n Apostel is iemand wat gestuur word deur die Here. 'n Apostel is iemand wat gegee word vir die bediening van die Here. Daarom kan niemand 'n apostel wegskinder, wegpraat, wegtoer, want die kerk het hom gekies nie. Die Here het hom vir die kerk. Ja, ek praat met verkeerde huis. He's been given unto the church. Net aan die prophets nou nie uitvoer nie, dat die prophets and the apostles are given to the church. They were not selected by a church. They were not selected in a meeting or in a boardroom. They were being given to the church to edify the church. Daarom moet jy versigtig wees dat jy nie 'n slegte hart het teenoor die persoon wie gestuur is om jou te maak. En baie mense het hulle maakproses verloor as gevolg hulle harte wat nie reg is met hy man wat gestuur is om jou te maak nie. Iemand skree, maak my. Jy gesien, die Here sê vir Moses, ek maak jou. Ek maak jou. Jy is nie die kopie. Jy is nie die kop gebore nie. But God is in the making business. Stop you complaining about yourself, jou plat neus, jou plat ore. Ek het nou nie hoë hakkies nie, ek het maar stikkende skoene. Kom ek vertel julle iets van die apostel. My eerste paar skoene wat ek gedra het vir die dienswerk van die Here, het ek 'n blou drom gaan uithaal. Toe ek uit drom kyk en ek sien, Here, die skoene, makeer net sole. Ek het nie geld om skoene te koop nie. Haal ek die skoene uit die drom uit. Vat dit aan na die skoenmakers toe. En sit vir my 'n sool op. Die Sondag in die kerk sê die kerksmense, Cliffy, jy kan mooi met die skoene. Ek dink aan die Here, as julle net weet, ek gaan shopping doen by 'n blou dromme. Maak nie saak wat jy vanoggend van my dink en sê nie. Ek hoef nie nou meer 'n dromme te krap nie, because I know where I came from. Ek weet waar die Here my gebring het. Daarom sal jy sien in my, ek het nie 'n stukseltjie van hoogmoedigheid nie, want die Here het my met alles gebless, because I was a môre, het ek niks gehad het, en ek weet, julle dink die godsmanne en die godsmanne en vroue het alles ontvang uit die hand van die Here. I was a môre, wat ek ook niks gehad het nie, but for standing amongst my brethren who want to kill me and to destroy me. Iemand sê
gaan weer kerk toe. Hy bly nie by die huis met sy verdorde hand nie. Hy bly nie by die huis met sy swakheid nie. Hy gaan weer kerk toe. Nou probleem is, jy koop te gou op jouself. Jy steur jou te veel aan wat mense van jou dink en sê. Iemand skree opinie. Here Koran, maak net jou mond oop en skree opinie. Because die meeste, die grootste vyand van die kerksmense is die opinie van ander mense. Here, waar was hy mense die môre toe die Here jou verlos van hy toek en hy Here en hy blaadjies en hy wat nog en hy wat sy toek sy naam Bibi toek en hy Boxster toek. As mense wat nog nie eens weet waarvan ek praat nie. Ja, was hy toe die Here jou red van hy Lexington 20 en hy Rotsman Stuyvesant. Waar was hy mense toe die Here die môre in jou huis instap? Dank die Here vir oop deure, vir broers en susters, wat daai môre nog huis tot huis bediening gehou het, because so het die meeste van die gelowiges tot inkeer gekom. Vandag is dit anders, ons loop net kerk, ons hou nie meer huisdienste nie, maar die meeste gelowiges wat vandag staan, is gered by die huisdienst. En môre stap die Here in by die huisdienst en red die leeu en red die vrou wat 20 jaar vasgevang was aan twak en aan nikotine, en die Here red mense se lewens. Sê die man, I will not disqualify myself. Sommige mense, many people remove themselves from opportunities before anyone else rejects them. Nicolien, dit het nie begin by hulle nie, omdat hulle my reject nie. Dit gaan by my, gaan ek aanvaar, dat ek reject word. Wat met jou gebeur, is nie jou skuld nie. Wat jou oorkom, is menigte kere nie jou skuld. Amen. But how you handle it is upon you. Yes, Lord. Amen. Kom aan! Meeste van ons sit vanoggend hier op die kieltrein. Nie van wat aan ons gedoen is nie, want intussen het jy aan getrou en 'n man gevat. Intussen as jy in 'n ander relationship. Intussen as jy by 'n ander werk. But my hart kan net nie dit reg kry om daai dinge wat teen my is, Judy, te let go nie. Ek wonder soms of die Here my by die regte keer is. By die regte mense. Because often we blame other people. But familie, het is in hoe ek en u gaan respond met wat met ons gebeur het. Daai is op jou. Die feit dat jy nie hulle wil vergewe nie, het niks met hulle te doen nie. Het dit alles. Die feit dat jy nou nie meer daar kom nie, is nie hulle skuld nie. Jou skuld. Salig is die vrede, man. Hulle is kinders van die Here. Nie die met die Bybels en so spring en hart, nee. Nie die met die pak soete aan, nee. Die wat kan vergewe. Salig is die vredemakers. Sê iemand, do not disqualify yourself. Ja, kom en sê dit weer vir iemand. Do not disqualify yourself. So ons het in 'n challenge as dit kom in die wêreld en in die kerk. Dat ons kan nie oor dit kom wat met ons gebeur het nie. Maar daar was 'n môre dat die Here in so 'n kerk instap en sy oë op een persoon val wat nie ons agter mekaar het nie. Hy lyk nie soos die ander nie. Hy praat nie soos hulle nie. Nou, wanneer iemand mos nou
agter mekaar nie. Oh yes. Maar die probleem van julle is dat julle dink dat die kerk van die Here is nie vir sulke mense nie. Oh yes. True. En die probleem met die mense wat hom dopgehou het, was die probleem dat hulle het gekyk, wat kom hy vanoggend hier maak? Die kerk lyk nie reg nie, want kyk hoe lyk die ou. Dink kom ons sê wat dag kom die Jesus, want kyk dan hier. Wag maar eers tot ons die ou sy genesing ontvang het, dan maak jy 'n draai. Dis hoekom jy by die huis sit, want dit dinge nie lekker gaan met jou nie. Because jy dink die kerk moet nie so 'n plek wees vir mense waarmee dit nie lekker gaan nie. Ek kry nie 'n amen nie. Jou verstaan is, jy moet als die bank moet eers sê, jou lening is goed gekry, want dan het jy 'n getuie. Jou man moet nou eers na die Here toe kom, want dan kan ek aan my huis die Here dien. My kinders moet nou eers gered word, want dan kan ek aan my gesin opgaan na die huis van die Here. En terwyl jy sit en wag, het jou oomblik daar by die huis van die Here lankal aangebreek, want intussen het Jesus opgedaag. En jy sien daar nie. En weet jy, hy kom aan my kerk in. Hy kyk nie vir hy man met die pak soet aan het. Oh yes, Lord. Die Bybel sê, en sy oor het geval op. Jou verstaan is, dat die oor van die Here moet vanoggend val. Want in jou kop diskwalifieer jy jouself. Amen. Jy is nie reg nie. Amen. Wel, ek het goeie en slegte nes, Jesus het vanoggend gekom vir die mense wat nie reg is. En al die mense wat reg is, uitgeblief uit die kerk uitgaan. Because hy is hier vir hulle wat reg lyk nie. Ek prys U. En as jy weer oormôre 'n probleem met my het, wat nie reg is nie, moet jy maar navraag doen by Jesus. Want die Bybel sê sy oog het geval op die man se hande wat verdorp is. As mense wat 2 hande het wat reg is, maar die Here kyk nie na hulle nie, because hulle het alles reg. Sy oog val op 'n man wat se een hande gebreklik is. Hy siek. Ter afsluiting wil ek by die kerk van die Here vra. Wat se evangelie is die wat ons preek vir die mense wat net reg is? Question. As jy wonder dat die mense wat vanoggend hier sit wat nie reg is, nie kan regkom nie. Amen. Want ons preek nie vir hulle. Amen. Ons sê jy moet so lekker. Jy moet so lekker. Ek kan nie so lekker. Jy moet so lekker. Jy moet so. Hey, Jesus stap aan hy kerk en hy sien hier's net een man wat nie lyk soos hulle nie, en ek gaan vanoggend my aandag bietjie op die man sit wat nie reg is nie. Is jy by die regte plek vanoggend? Lyk jy ook nie reg nie? Voel jy ook nie reg nie? Ek sê vir jou, jy's by die regte huis van die Here, wanneer jy die kerk van die Here bestroom. En mense kan sê van die kerk net wat hulle wil. Amen. As daar nie 'n kerk was nie, sou jy nie so gelyk het. Amen. True. Somehow moet u vanoggend besef die krag wat daar is in die huis. As iemand vanoggend sê dat die huis van die Here is 'n selte. Die huis van die Here is 'n suiwering. Wat kom maak jy hier binne? As jy reg is. Jy moet ontslaan word. Yes, Lord. True. Oh, Jesus. Baie mense wil niks haat. Amen. Wat maak jy by die hospitaal? Oh, Jesus. Dankie, Here. Sister Monica, hoe sit jy hier by die hospitaal? Wat 'n plek is vir mense wat siek is. Maar in jou kop sê jou kop vir jouself, moenie vir hulle wys jy sien.
Wat maak jy hier? Nee, ek gaan toch nie nou. Ek gaan nie my goed los, maar ek gaan maar uit nou, poppie, ek gaan maar hier voorgee. Wat soek jou hier? Want die plek is vir die mense wat skeef loop. True. Amen. Gebreklike arms het. Amen. Wat die al die eentjies. Nou weet jy wat is my probleem met Joe? Wat jouself gekleerling hou. So wat jy hier sit onder my preek. Jy fit al die goed wat ek gesê het. Maar jy weet, jy gaan deur die goed. Because as jy nou 'n ras in 'n culture wat kan pretend. Amen. Ek sal 1700 rand se tekkies dram vir jou te wys. Ek is alright. Moenie, hy soet, hy groene leier, wat jy nog nou afbetaal. Hy sorry. Ek sal 'n duur soet koop om vir die kerksmense te wys. Want die binne in my lewe val ek uit mekaar uit. Ek moet vanoggend 'n verklaring en 'n statement maak. Ek is moeg om klere te koop wat my laat mooi lyk en goed lyk. Ek is moeg van skuld maak om vir ander mense te wys. Ek is alright. Amen. Wat so godheid is die dat ek moet gaan koop om vir kerksmense te wys. So right. En wat 'n instansie het die kerk dan geword as dit die standaard is vir mense om by die kerk se deur in te stap. Kan ek iets sê vanoggend? Jy laat dit jou wegpraat van die Here af. Amen. Dat jy nie reg is. Sê klaar, nee, jy's reg. Nee, suster, nee, jy's reg. Ek is nie reg nie. Maar ek gaan maar by die Here bly. Ek is nou nog so 'n bietjie onder krekels. Maar my beurt gaan kom wat die Here al jou krekeltjies 'n bietjie gaan uitpres. Jy sien my nou bietjie in my laat. Gee my kans. Dat wanneer die Here my weer bietjie op. Dis nie die regte mense wat gaan hier praat. Gee my kans. Laat die gees van die Here in my lewe ook werk. En wat met jou moet gebeur as jy 'n apostel sou wees? Amen. Die gees van die Here is. Die verandering wat met jou moet gebeur is nie van kerk toe kom. Is van wat met my gebeur wanneer ek by daai kerk is. Van een môre, ja my kerk, dit is pas die jou kind die man. Het môre toe, daai man weer besluit. Hy gaan op na die huis van die Here met die probleem en met die omstandighede en al. Besluit hy die môre kan ek nie uit die huis van die Here bly nie. Was dit die regte besluit wat hy kon maak, because so hy besluit dat hy nie daai môre kerk toe gaan nie, dan mis hy sy Jesus by die kerk. En toe hy kerk toe kom 'n man by die kerk in wat hom sien vir wie hy is. So vanoggend verklaar ek in die huis van koring dat die Here sien jou vir wie jy is. And it's nobody's business. Moet jy nie jouself reject as die Here jou accepted nie. Staan op die oggend en high-five iemand en sê, net soos wat ek is. Aanvaar die Here my. Ek hoor jou nie. Sit jou hande by mekaar en gee die Here vanoggend jou beste prys. Ek vra jou nie net om aan te klop nie. Iemand skree, I've been accepted. Ek dink jy hoor wat jy sê nie. In die dag, in die maand, in die res van die jaar. En
mense kom wat het in jou gesig wil spel, dat jy is nie hulle likings nie. Kyk hoe met jou hand aan. Jy is nie hulle likings nie, kyk waar deur gaan jy. My boodskap vanoggend is baie eenvoudig. You cannot make another decision if God already made a decision for you that you've been accepted. Apostel Engels aan nog nie, hey, kom na my toe almal wat vermoeid is. Sien jy, ek moet nie eers die vermoeidheid en belasting uitsort nie. Ek kan net so kom tik iemand op die skouer en sê net soos wat jy is. Ek gaan vra, bly staan, dat ons die tafel bring. Bly staan. Ek was die boodskap aan my invraag. Daar is iemand wat vir jou die prys betaal het, Sister Cynthia. Nie die kerksmense wat van jou skinder het. Nie van die mense in die strate wat met jou naam so loop het. Daar is iemand wat vir jou die prys betaal het. Sê vir my langs jou is betaal. Hy praat nie lekker nie, hy lyk my hy is jaloers langs jou. Hy lyk my, hy verstaan nie, dis hoekom hy praat nog van jou goeders in die verlede, maar sê vir hom, dit is betaal. Bly staan, ek het net 5 minute. Dit is klaar. Skrif sê in die nacht waarin Jesus verreis, het hy brood geneem. Het hy gemaak? Reg aan die begin het hy gesê, ons moet die dagen wat jy dien, ons moet die gees aan hulle scheiding hê. Allemaal onder ons is nie vir ons nie. Jesus het sy 12 manne by die tafel gaan en nie allemaal was vir hom nie. So moet nie dink ek is arrogant as ek het sê nie. Daar is mense in jou kerk saam met jou beeld. Yes, Lord. They're not for you. Amen. You apostle. Watchman, and not for you. Dit is iets snaaksie. Yes, Lord. Because met die crucial covenant wat Jesus nou met sy disciples, en ek gaan praat oor disciples, nie mense nie. Hy het die mense genooi om na die tafel toe te kom. Yes. He invited his disciples. Daarom is daar baie siekes en swakkes onder ons en 'n aantal het ons al ontslaap omdat hulle die liggaam en die bloed van die Here nie onderskei nie. They not disciples. Because die covenant is veronderstel dat no enemy, no weapon. Because die covenant is die covenant van grace. Die is die covenant of love. Yes. There is no law illustrations in die ding. Hoekom kan die dinge van grace nie met jou gebeur nie? Oh, yes. Because grace gaan nie manifest if you're not a disciple of Jesus. Amen. Because grace has been given to the disciples and the followers of Jesus. But wanneer hy die ding het, daai nag, breek hy die brood met sy disciples. Yes. En hy sê vir hulle, this now is my body. So, dis my lichaam wat ek vir julle breek. So he be given unto his disciples his body. Ek wil die apostolik voort vanoggend. Gee aan sy disciples sy organization. Because a body is 'n organisasie. Amen. Hy gee aan sy disciples sy organization because nou na die gaan hy uit die prentjie uit en die grootste persecution gaan met hom gebeur. Maar wat op hom is gaan nou op hulle kom. Because of the body. Oh, Jesus. Daarom, die apostolik is vir my nou. Daarom wanneer hulle Jesus se liggaam, sy vleeslike liggaam aan die kruis begrawe, het hulle gedink hulle het hom. But in 'n covenant, Here Jesus, het hy sy organization
aan sy disciples, familie, disciples gegee. Wat beteken, die disciples gaan verder met die organisation. Come on. As jy nie die organisation kan voortsit nie, then you are not a disciple. Because the covenant, al sy terms and conditions, is gegee aan sy disciples. And even at the table, he revealed that this man are with us, but not for us. Wanneer jy die lichaam geniet, because hy sê, doen dit, remembrance, thoughts. Met wat is jou thoughts vanoggend gecaptivate concerning this? Ga jy nou brood eet vanoggend? Because then you do not have the understanding about the covenant. Because the breaking of the bread is net a bewusmaking van 'n covenant wat gemaak is saam met sy disciples. Daai disciples het uitgegaan en nog disciples gemaak en vir hulle ook geleer, luister, die aand wat hulle hom vat by ons, maak 'n covenant met hulle, met ons. Voor hulle hom vat, sluit hy die agreement met ons. Ons werk nou is om met julle dieselfde te doen. Because as ons nie die covenant aan julle reveal nie, en hulle vat ons weg, en wie die agreement gemaak is, die covenant ge-establish is, kan die koninkryk van God nie verder gaan nie. Ek wil vanoggend dit pertinent stel vanoggend aan die kinders van die Here. Dis van ons wat die covenant doodmaak. Hier binne. You are with us, but not for us. Amen. Because as jy net die verstaan, dat dit niks te doen even met die brood nie. En dit te doen met 'n persoon. En as ek hy persoon in sy fellowship vanoggend geniet, dan rus die onus op my om nog 'n disipel te maak. En wanneer ek nog 'n disipel maak, dan share ek met hom dieselfde covenant. Jy kan maar geniet. Ek distribute nou die covenant. En ek leer haar om te verstaan wat ek aan haar gedoen het onder die covenant. Nog hier vir Gail. Because once sy verstaan wat aan haar gedoen is, sy die koninkryk van God nou uitbrei, gaan sy dieselfde doen. Now the church is in fellowship. Weet nie, is amper asof ek geweet het, hulle kom vir ons. Oggend praat die Here met my, ek weet hulle kom. Oggend praat die Here met ons. En dit nou te doen met die fellowship, met die covenant. En ek wil ons commit vanoggend om vir hulle kerk R2000 te gee. Because as het ooit sou wees dat die kerke hier rondom sê dat hulle is die deel van julle kerk, dan verstaan ons nie die fellowship. Dan is die kerke in George besig met kerkie. Because daai kerk is deel van die kerk. Amen.
So we as a part of the body, sê die skrifgie as die een lid lei. Ek sal nie meer hier wees nie, maar laat die legacy continue. En dis wat ek vir Korumse mense ons sal op sleg wees. Because ons was veronderstel om blikkies kos uit te deel toe dit gereën het. Ons was veronderstel om mense te bedien wat se huise afgebrand het of weggewas het om kos te gee. Because wat is ons purpose as 'n kerk, as ons hier die medemens buite en ons fellowship kan help nie. My vrou sit elke maand in daai groep bring het. Dat is omdat ons verstaan, ons is verdeel, ons het ons eie kerk, ons het ons eie ministerie. Daai kerk is 'n dak wat afgewy het, they are part of us. Yes, Lord. So ek wil vanoggend die kerk roep tot bekering. Yes, Lord. Ek roep hy goed uit jou huis uit. Yes, Lord. Want jy getuig, het behoort aan die Here. Is dit so? Die Here soek hy goed, sodat ons 'n impak kan maak buite. Breek jou synigheid vanoggend. Jesus was nie 'n snoep, hy gee ewen die man wat hom gaan verraai, hy gee vir hom op. Ek breek elke synigheid in Korum, wat net vir jouself leef. Ja. En jy noem jouself bekeer. Jy noem jouself 'n kind van die Here. Luister, ek wil dit vir jou mooi sê. Kyk na my, kyk, lag op jou koppie. Moenie nou wegkyk nie. Sis vir jou. Sis vir jou. Dis mense in die kerk wat sonder kos gaan sê, jy het 6 blikkies corned beef. Gaan jy alles op eet, geliefdes? Ons is in discipelskap, né? Ja. Die mense het vir jou so bakkie gesit. Kyk wat doen ek met dit. As hulle met tuis in, ons kan nie eens 'n straat bedien. En dan weet jy. Maak die goed vol. Ek change die projekte van die kerk vanoggend. As jy sê, ek is jou vader, ek loop die pad. Ja. En almal moet maar Daai pad hier loop. aankom. Yes, Lord. Amen. Familie, weet jy wat 'n voorreg dit is? As ons kerk nou by die huise wat se dakke afgewy het, kon gegaan het en gesê het, hier's 1000 rand. Koop 2, 5, 6 plante. Dat kom van die gemeente. Maar julle is nie so bekeer, julle ken nie die Here so nie. So vanoggend, as jy sê dit is deel van die fellowship, because Jesus het hulle die gegee, die covenant, toe hy klaar hulle dit gegee het, weet jy, Angeline, as Petrus en die apostels nie in die boventrek gekom het, so ek en jy vanoggend hier gestaan. Amen. So, hoe hoog en mighty jy vanoggend bekeer is, kom 'n bietjie uit die boventrek. Kom bedien die mense. Kom aan. Sê die man, kom uit die boventrek. Kom ek die boventrek. So, we might be different in parts, but we are one in community. Amen. As jy met my, ek bring aan jou aan die evangelie. Dis hoekom jy kan nie die dinge van die koninkryk vra nie, want jy werk nie vir die koninkryk. So, die broers, kry vir my die apostels se rekening, mamma. Ek kan nie doodgaan nou nie. Jy skuld klaar betaal. Ons het geld is opgegee. Because we are all in this fight together. Dus die mense preek heiding by die begrafnis, wat nie 100% waar is. Because het niks te doen met die begrafnis nie, het te doen met die body. Kijk, as die pinkie, kyk jou pinkie is hier. Die al gesien, vraag my as hy net baie pijn en sy soms is hier sit. Die al gesien as jou kop seer is.
Lyk jy hele liggaam kan nie aan nie. Because as jy een lid lê, sê of iemand aan sy we are part. En dan het een vanoggend, my vrou het klaar gekry. Kom hier, Pastor Raymond, met Ouchie. Ja, kom hier so met haar liefde. Direct kom hier af. Direct kom hier af. As u vanoggend kom met Angelique aan die fellowship. Dat's dinge wat jy beter moet doen vir die Here. Wat ek nie eens hoef te weet nie. Because ek kan dit nie beloon af. Doen dit vir die Here. En ek soms dit so kwaad vir mense wanneer hulle dinge doen. En nou hulle die hele wêreld moet weet. Doen dit man. Doen dit. Doen dit. Ons is wel op voordat ons naam Esau sê my van ons mense, Esau. Staan op raas staan op waarom my mense my van kom voor dit toe. Nee, nou celebrate man. Esau, dis Esau. My van is Esau dienaar. Nee, los ons as jy ingetrou is. Kyk jy jy's into this breed. Dis Esau, dis my familie die. Welkom my familie. Familie man. Waar was jy by 'n party voor dit? Hulle disappoint daar by God. Ek sê van jy gaan wel nog 'n deel op. Dis waar. Ja. Ek wil vir vir jou sê serve ons mense goed. Ja. Ek is 'n PA nie hoor. Ek weet. Maar ek kan nie deny dat jy is nou daar. Serve ons mense goed. Familie aanweer is nie om papiertjies op te tel nie. Die mense vertel politiek verkeerd hier in George. Ek wil amper sê jy kan kontak met hulle papiertjies en wat. Dan ek nou weer die moeilikheid dat ek maar stil bly. Geroos, ek maar stil bly. Sy aanweer is om ons mense te serve. Ja. Ek wil olie oppas. Because ek kan jou sê, kom baie winter en jy weet wat ons gaan jou toemaak vir ons. Een van ons eie mense. Nou familie, as ek nou moet praat, ek is nie 'n PA nie. Maar as die Here jou gekruis het, die Here jou 'n 5, ek kan nie 'n 10-9 nie. Maar jy gaan nog nie my van Pangelas afkry nie. Wat ons bless van haar. Ek wil sê dit gemaak. As jy net my. Gewe, raadslid Esau. Alleen Vader, ons kom vanoggend terug en ons sê dankie. Ons kom vanoggend in fellowship met ons suster. Ons wil vanoggend die kruis wat U die huis gegee het, vir ons bestou op haar. 5 wil ons sit op haar. Ons weet dat die vyand gaan kom van haar. Because die hoogste bome kry altyd die meeste wind. Maar ons wil haar vanoggend toemaak. Ons wil hê sy moet bewus wees dat daar iewers in Pakkersdorp is daar 'n kerk wat haar toemaak in gebed. Ons bid vir haar huisgesin. Ons bid vir haar man en haar kinders, Here, alles waarmee U haar geseën het, wil ons vanoggend na hande salf. Dat alles wat sy haar hande opsit, Here, sal na goud verander. Ons sit die mindset van 'n Joseph op haar. Dat sy sal weet hoe om die distrik te impakteer. Maak haar naam so groot, Here, dat sy 'n legacy bou vir haar hele nageslag wat sal kom. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees met baie danksegging. Amen. Nou kom die ding. Kyk al die 'n paar plaatjies vir hulle kan doen. Familie, toe apostol nou sê, hy gaan nie kerk wees, het ek daar gestaan en toe dink ek, joh,
Die kerk is in my wijk, iemand heeft mij gevraagd en ik heb die boodschap gezien en het nog niet. Maar ik heb vandaag besloten, ik ga niet naar de kerk gaan. De kerk gaan weer staan. Ja, lekker aan de klok. Zo'n lekker apostolische kerk. Want die Bijbel zegt dat die apostels, jy moet al jou goed bring na huis van jou. Ja. Zodat die apostels die goed kan distribueren. Yes. Amen. Met jou offer en jou tiende en jou bijdrage, moet ek kyk nou na die wederweer. Yes. Ek moet dit wat jy bring na die skathuis, Oh yes. moet ek die need van die kerk uitsoek. As jy nie bring nie, dan kan ek dit gee. True. As jy met my? Amen. Familie, ek gaan môre, paar jaar van nou is ek oorlede. Maar moenie dat dit stop om goed te doen. Ek het myself gebouw om aan fortuin. Dat die mense in die kerk kan van my sê net wat hulle wil. Ek gaan nie stop om goed te doen aan ons mense nie. Is in my hart. Is in my hart. Ek sal nie stop om goed te doen nie. Ek kry seer. Ja, ek kry was om 'n seer gemaak. Want ek was Riemen het gewaal. Ek sal nie stop. Because somewhere between die mense is daar iemand wat dit gaan waardeer. Amen. En ons julle stil. En nog 'n ding voor ek terugstaan. God het moenie net teoreties wees nie. Maar op so skrifgeleerdes wees. Because ons probleem is ons ken die skrifte. Ons kan nie prakties wees nie. Kom aan. Jy weet nie van te gee vir jou medemense. Dis prakties. Maar jy ken die skrif wat sê jy moet jou naaste lief hê. Maar jy kan dit nie doen nie. Sê gou vir jouself sis. Moenie so sê nie hoor. Vir jouself. Familie, in die fellowship gaan ons vanoggend die woordnagmaal van die Here aan u voorhou. And that you became part of this fellowship. Hulle kan kom, direk kan maar kom en dan kan direk kom. Ek kan